Ons gaan vandag kyk na 'n gedeelte uit Lukas hoofstuk 3 en dan ook hoofstuk 4 wat ons eintlik meer op gaan konsentreer. Kom ons bid net eers saam. Here, elke keer as ons u woord opneem, dan is dit eintlik maar 'n waagstuk. Want Here, u praat deur u woord. En soms sê u deur u woord goed wat ons nie op voorberei is nie. Soms wil u ons aanspreek oor dit wat in ons lewe aan die gang is. Maar Here, ons dank u ook vir die troos wat ons uit die woord uit ontvang. En Here, mag dit so wees dat as ons aan die einde van hierdie erediens kom, dat ons sal weet, die Here self was hier. Die Here het gepraat. Gee dat ons sal luister. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ons lees daar uit Lukas hoofstuk 3 vanaf vers 21. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: "Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." Toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef. Josef was die seun van Eli, seun van Mattat, seun van Levi, seun van Melchi, seun van Janai, seun van Josef. En dan gaan dit nou so aan, en dan kom ons daar by vers 38 uit, die seun van Enos, seun van Set, seun van Adam, die seun van God. En dan hoofstuk 4 vanaf vers 1. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom: "As u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word." Maar Jesus antwoord hom: "Daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie." Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom: "Aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort, as u maar net voor my buig en my aanbid." Daarop antwoord Jesus: "Daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê: "As u die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. En ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie." Maar Jesus antwoord hom: "Daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie." Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Geliefdes, baie van julle sal nog onthou hoe dat die voormalige Suid-Afrikaanse kriketkaptein Hansie Cronje die skuld vir sy aandeel aan die wedstryd knoeiery aan die duiwel toegeskryf het. In 'n brief wat hy destyds aan pastoor Ray McCauley geskryf het, sê hy: "In a moment of stupidity and weakness, I allowed Satan and the world to dictate terms to me. The moment I took my eyes off Jesus, my whole world turned dark." Baie mense, en ek dink met reg, was ongelukkig geweest dat hy die duiwel blameer het vir die verkeerde keuses wat hy gemaak het in sy lewe. Dat die duiwel baie beslis 'n versoeking oor sy pad gebring het,
is duidelik, ook as ons kyk na hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Dieselfde gebeur ook met ons, dat ons ook maar van tyd tot tyd voor versoekings te staan kom. Maar, en ons gaan dit nou sien, soos wat hierdie storie verder bestudeer word, het ons nie nodig om toe te gee aan hierdie versoekings nie. Jesus, ons Here, die een aan wie alle mag in die hemel en die aarde gegee is, hy maak dit wel vir ons moontlik om hierdie versoekings te staan. Op die oog af, as mens na die 4 evangelies kyk in die Bybel, dan lyk dit asof elkeen van hierdie evangelies eintlik maar net besig is om dieselfde verhaal, die geskiedenis van Jesus Christus, vir ons terug te vertel. En mense kan selfs wonder, hoekom is dit nodig gewees dat daar 4 evangelies in die Bybel vir ons opgeteken word, wat eintlik almal maar min of meer dieselfde verhaal vertel. Maar elkeen van hierdie skrywers van die evangelies het elkeen 'n eie doel gehad waarom hulle die evangelies geskryf het. Matteus byvoorbeeld wou deur sy evangelie vir die mense bewys dat Jesus die Messias is, wat reeds in die Ou Testament voorspel is, en dat hierdie voorspellings van die Ou Testament nou in Jesus Christus bewaarheid word, dat hy die Messias is, wat vir soveel eeue lank verwag is. Gaan blaai maar net deur die Bybel, die evangelie van Matteus, en dan sien jy hoeveel keer kom daar aanhalings uit die Ou Testament in die voetnotas voor. En gaan kyk bietjie hoeveel keer word daar in die Matteus evangelie geskryf, so is vervul wat deur die profete gesê is. Johannes weer, soos dat julle onthou, die van julle wat die reeks oor Johannes bygewoon het vir ons vertel dat deur die hele evangelie probeer hy vir ons sê, as jy net wil glo in Jesus Christus, dan gaan jy die ewige lewe verkry. Toe ons met Lukas begin het ons gesê dat Lukas baie meer klem lê op die historiese verloop van Jesus se verhaal. Hy wil vir ons eintlik al kronologies vertel wat in Jesus se lewe gebeur het. En hy wil ook vir ons voorstel aan Jesus, die een wat besondere deernis het met die randfigure, en ook iemand wat graag saam met mense gaan sit en eet, mense vanuit alle agtergronde uit, dat hy saam met hulle gaan sit en saam met hulle 'n ete geniet. Maar nie alleen word elk van hierdie evangelies vertel met 'n sekere doel voor oë nie. Elkeen van hierdie evangelies doen dit ook deur die volgorde van die verhale so bietjie te verander. Dis nie almal wat presies dieselfde volgorde gebruik nie. Kom ek noem maar weer 'n voorbeeld. Matteus begin sy evangelie met die geslagsregister van Jesus Christus. Wat eintlik sin maak, want Matteus wil hê ons moet sommer met die intrapslag, as ons hierdie evangelie begin lees, moet ons dadelik besef dat Jesus gebore is uit die geslag van Dawid, uit die koningsgeslag met ander woorde, en dat hy die Messias is, wat voorspel is in die Ou Testament. Dat hy juist deur die manier waarop hy gebore is, deur wie hy gebore is, hierdie verwagting bewaarheid. Lukas gebruik 'n ander volgorde. Hy plaas die verhaal van die doop van Jesus voordat hy by die geslagsregister uitkom. So Jesus is nou teen hierdie tyd al 'n volwasse mens en dan word hy gedoop en eers dan kom Lukas en hy gee vir ons die geslagsregister en dan volg hy die geslagsregister op met die verhaal dat Jesus in die woestyn deur die duiwel versoek word. En die rede hiervoor is baie interessant. En ek wil hê ons moet vandag so 'n bietjie gaan kyk na die rede waarom hy juist hierdie volgorde gebruik. In Lukas 3 vers 22, net nadat Jesus gedoop is, lees ons, daar was ook 'n stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my.
God die Vader kom met ander woorde net nadat Jesus gedoop is en hy verklaar openlik dat Jesus sy seun is. En dan word hierdie doopverhaal opgevolg met die geslagsregister en dit eindig met Lukas 3 vers 38 waar ons sien dat Jesus deur die geslagte heen die seun van Enos is, die seun van Set, die seun van Adam en dan die seun van God. Met ander woorde, Lukas bewys vir ons deur die geslagsregister heen dat dit wat wat God die Vader oor Jesus verklaar het by die doop, die waarheid is. Die Vader wat gesê het, dit is my seun, kom Lukas nou en deur die geslagsregister sê hy, Jesus is in werklikheid die seun van God. En dan kom die gedeelte wat toe ek dit baie jare gelede eintlik vir die eerste keer regtig begryp het, vir my sommer my mond laat oopval het van verbasing. Dit is die versoekingsverhaal van Jesus Christus. Dit is waar Lukas vir ons beskryf hoe dat Jesus in die woestyn ingaan en hoe dat die duiwel dan vir Jesus daar kom versoek. En die eerste woorde wat die duiwel gebruik is om te sê, as u die seun van God is. So al drie hierdie gebeurtenisse hou daarmee verband dat Jesus die seun van God is. By die doop verklaar die Vader, Jesus is die seun van God. Die geslagsregister bewys vir ons dat Jesus uit die geslag van God gebore is, dat hy met ander woorde deur die geslagte heen die seun van God is. Jy onthou daai vers 38, seun van Enos, seun van Set, seun van Adam, die seun van God. En nou kom die duiwel en hy daag vir Jesus uit om te bewys dat hy die seun van God is. Maar hoor nou mooi, hoe moet Jesus dit bewys? Deur die duiwel te gehoorsaam. En wanneer Jesus dan weier om dit te doen, dan is dit nie omdat hy nie in staat is om te doen wat die duiwel vra nie. Hy is nie, byvoorbeeld nie dat hy nie in staat is om 'n klip in brood te verander nie. Natuurlik kan hy dit doen as hy wil. Dis ook nie omdat hy nie werklik die seun van God is, dat hy nie aan die duiwel gehoor wil gee nie. Maar deur sy weiering om die duiwel te gehoorsaam, is Jesus juis besig om te bewys dat hy die seun van God is. Deurdat hy nie toegee aan die versoekings wat die duiwel oor sy pad bring nie, bewys Jesus vir ons inderdaad, hy is die seun van God. Die duiwel daag vir Jesus uit. Die duiwel sê vir hom, bewys dat jy die seun van God is, deur aan my gehoorsaam te wees. Jesus se antwoord is, ek sal bewys dat ek die seun van God is, deur jou nie te gehoorsaam nie. Lukas begin sy evangelie dus om vir ons op hierdie drie verskillende maniere te sê dat Jesus die seun van God is. En net so vir interessantheidshalwe, in die evangelie van Lukas word daar op 7 verskillende plekke vir ons gesê dat Jesus die seun van God is. In Handelinge, die ander boek van Lukas, word dit een keer vir ons uitdruklik gesê. So hierdie tema van Jesus as die seun van God is werklik belangrik. Laat ons dit moet verstaan, Jesus is werklik die seun van God. Maar Lukas wil vir ons deur hierdie verhale ook 'n ander belangrike aspek beklemtoon oor Jesus. Ja, hy verskriklik belangrik dat ons moet verstaan dat Jesus die seun van God is. Daaroor kan ons nie twyfel nie. Maar Lukas wil ook hê dat ons moet verstaan dat Jesus homself volkome met die mens kom vereenselwig het. Ons het ons verlede Sondag gesien, toe ons gepraat het oor Maria, dat Jesus deur 'n normale vrou, deur 'n normale geboorte in die wêreld gebring is. En ons gevolgtrekking was toe, dat Jesus tegelykertyd God, maar ook tegelykertyd
mens is, volledig mens is. En as ons net weer teruggaan na hierdie verhaal oor die doop van Jesus, dan lees ons daar in vers 21, toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. Dis belangrik. Dit bevestig presies wat ons verlede Sondag gesê het. Jesus is volkome mens. Hy is volkome God, maar hy is ook volkome mens. Trouwens, Jesus vereenselwig hom so met die mens, dat hy selfs bereid is om hom te laat doop. En nou is hier ook 'n belangrike ding wat ons moet raaklees. Ons het hier spesifiek te doen met die doop van Johannes die Doper, die sogenaamde doop van bekering. Johannes se boodskap aan die volk in Lukas 3 vers 3 was, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Die mense het nodig om hulle te laat doop as hulle tot bekering kom. Dis wat Johannes die Doper vir hulle sê. Maar Jesus het natuurlik nie nodig om tot bekering te kom nie. Hy is mos God self. Hy het nie nodig om tot bekering te kom nie. En tog, soos al die gewone mense, soos al die sondige mense, kom hy en hy sê, ek moet ook gedoop word deur Johannes die Doper. En hy doen dit juis om te bewys dat hy hom volkome met die mens, met ons mense, vereenselwig. As hy sê, ek gaan toelaat dat ek ook gedoop word. En dan kom Lukas en hy gebruik 'n lang geslagsregister, ons het nou nie die hele geslagsregister gelees nie, maar hy gebruik hierdie lang geslagsregister om te bewys dat Jesus uit 'n menslike geslag gebore is. Ja, ons weet hy eindig dat hy sê hy is die seun van God, maar hy kom ook uit 'n geslag van mense uit, om ook vir ons te sê, Jesus is mens, volkome mens. En dan kom ons by die verhaal oor die versoeking van Jesus, en dan wil Lukas vir ons sê, net soos wat Jesus, net soos wat gewone mense aan versoeking blootgestel is, so is Jesus ook aan versoekings blootgestel. Lukas wil dus deur hierdie gedeeltes vir ons kom sê, dat Jesus so volkome mens geword het, dat hy gedoop moes word, dat hy uit 'n geslag van mense gebore is, maar dan ook dat Jesus aan versoekings blootgestel is, vertel hy vir ons hier in hoofstuk 4. Net soos 'n gewone mens is Jesus ook aan versoekings blootgestel. Geen wonder nie dat ons lees later in die Hebreërboek, Hebreërs 4 vers 15, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee het met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig, net soos ons, aan versoeking onderworpe. Maar nou moet ons versigtig wees. Nou moet ons nie vir onsself begin sê, maar ek twyfel dan oor Jesus se godheid nie. As hy dan aan versoeking blootgestel kan wees, hoe kan hy God wees? Om versoek te word, is nog nie sonde nie. Dis eers wanneer jy toegee aan die versoeking, wat dit sonde word. En dis die groot verskil tussen ons en Jesus. Ons gee te gereeld toe aan versoekings wat oor ons pad kom, terwyl Jesus nooit toegegee het aan die versoekings nie. Hy selfde vers in Hebreërs gaan juist voort deur te sê, hy was immers in elke opsig, net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Lukas wil dus vir ons in hierdie eerste gedeelte van sy evangelie nie alleen vir ons aan Jesus, die seun van God, voorstel nie, maar hy wil ook vir ons aan die mens Jesus Christus kom voorstel. 'n Mens wat uit 'n geslag van mense gebore is, 'n mens wat soos ander mense gedoop is, en 'n mens wat ook, soos ek en jy, aan versoekings blootgestel is. Maar een wat die mag gehad het om daai versoekings te staan, om nee te sê vir die duiwel. Ons lees daarin by die versoekingsverhaal dat Jesus vir 40 dae lank
nie geëet het nie. Hy was soos enige mens honger gewees na hierdie tydperk, en daarom glo ek, dit sou selfs vir Jesus 'n werklike versoeking gewees het, om daai klip te vat en dit in brood te verander, sodat hy kan eet. Maar hy weier om die duiwel te gehoorsaam. By die tweede versoeking kom die duiwel en hy maak aan Jesus 'n aanbod. Hy sê vir Jesus, ek sal uittreë uit hierdie stryd uit. Ek sal al die mag wat ek ontvang het, vir u oorgee, as u bereid sal wees om neer te kniel en my te aanbid. Ek sal bereid wees om die stryd gewonne te gee en te sê, u is die oorwinnaar, as u net bereid sal wees om my te aanbid. En dink net vir 'n oomblik wat dit vir Jesus sou beteken het as hy dit sou doen. Dit sou beteken het dat hy nie meer nodig sou gehad het om die moeilike kruispad te loop nie. Die duiwel bied eintlik aan Jesus 'n kortpad tot oorwinning, sonder dat hy nodig sou gehad het om die lydingspad te loop. Maar weer eens sê Jesus nee vir die duiwel. Hy gee nie toe aan die versoeking nie. In die derde geval word Jesus weer 'n keer uitgedaag om te bewys dat hy die seun van God is, as hy die seun van God is, en dan sê hy vir hom deur van die tempel se dak af te spring. Dit gaan maak dat die mense vir Jesus gaan aanbid. Hulle gaan sien, hier's 'n wonderwerk wat hier gebeur. Hulle gaan glo dat hy die Messias is. As hy daar afspring en soos 'n Superman hier op die grond kom land, dan gaan die mense vir Jesus aanvaar as die Messias. En hy sou waarskynlik 'n geweldige aanhang gekry het onder die mense. Met ander woorde, alles wat die Satan vir Jesus sê, klink geweldig positief. Dit gaan om groot dinge, wat oënskynlik vir Jesus net voordele sou ingehou het, as hy sou geluister het. Maar tog weet ons, dat dit alles net 'n bedrieglike dekmantel is van die duiwel, om Jesus so ver te kry, om hom te dien. Lukas wil, net soos hy die Hebreërbrief baie later doen, vir ons kom sê dat Jesus baie deeglik daarvan bewus is, van wat dit beteken om versoek te word. En geliefdes, die troos wat ek self hieruit kry, is dat ek maar openlik met God kan praat oor moeilike situasies in my lewe. As daar 'n versoeking oor my pad kom, dat ek met die Here kan gaan praat daaroor, want ek weet hy verstaan wat dit beteken om versoek te word. Ek mag maar vir God gaan sê, Here, ek sukkel met hierdie ding. Hier's iets in my lewe wat ek mee worstel. En ek kan dit vir die Here gaan sê, want hy verstaan dit. Hy weet hoe dit voel. Miskien is daar iets in jou lewe waarmee jy 'n stryd voer. Dalk is daar iets in jou lewe wat jy nog nooit vrymoedigheid gehad het om met enige iemand anders oor te praat nie. Gaan sê dit vir die Here. Jesus verstaan dit. Daarom mag ons maar openlik met hom praat daaroor. Jesus verstaan versoekings. Maar nie alleen verstaan Jesus versoekings nie, Jesus weet ook wat om te doen met daardie versoekings wat in ons lewens kom. Hy weet wat ons moet doen om daai versoekings te staan. Julle sal dalk onthou, toe ons nog met Openbaring besig was verlede jaar, dat ons gesien het, dat die duiwel nie 'n vryhand het, om maar net eenvoudig te maak wat hy wil nie. Wat die duiwel doen is altyd ondergeskik aan God se mag. God is nog steeds die een aan wie alle mag behoort. En wat die duiwel ook al doen is altyd ondergeskik aan God. Hier sien ons dit ook, dat nadat Jesus gedoop is en hy vol van die Heilige Gees was, dat dit juis dieselfde Gees van God is wat hom uitlei na die woestyn toe, om daar deur die duiwel versoek te word. God is in beheer
selfs wanneer die duiwel besig is om Jesus te versoek. God is in beheer, selfs as die duiwel besig is om vir my en vir jou te versoek, om een of ander iets te doen wat verkeerd is. Jesus se mag oor die duiwel kom baie duidelik ook na vore in die manier waarop hy reageer op elkeen van hierdie versoekings. Ons weet dat Jesus elke keer die duiwel uit die Bybel uit geantwoord het, uit die Ou Testament uit. Maar daar's ook eintlik 'n bietjie meer wat in hierdie antwoorde verskuil lê as wat ons dalk sou dink. Al drie hierdie aanhalings wat Jesus gebruik is aanhalings uit die boek Deuteronomium. Dit kom uit Deuteronomium 8 vers 3, 9 vers 13 en 6 vers 16. En al hierdie tekste hou verband met die geskiedenis van die volk van Israel wat juis besig was om in die woestyn te trek op pad na die beloofde land toe. En Jesus, soos wat die volk van Israel destyds in die woestyn was, bevind homself nou ook in 'n woestyn. En dit is asof Lukas vir ons wil hierdie twee wil kontrasteer, die volk van Israel en Jesus. Soos wat die volk van Israel in die woestyn was, so is Jesus ook in die woestyn. Soos wat Israel daar in die woestyn aan verskeie versoekings blootgestel is, so word Jesus ook aan versoekings blootgestel. Die groot verskil is dat Israel oorgenoeg kos gehad het om te eet. Ons weet mos hoe die Here voorsien het in hulle behoefte aan kos met die kwartels en met die manna en met water wat hy vir hulle gegee het. Hulle het oorgenoeg gehad om te eet. Jesus het nie genoeg gehad om te eet nie. Hy het vir 40 dae lank gevas. En die volk van Israel het telkens toegegee aan die versoekings wat oor hulle pad gekom het, terwyl Jesus in staat was om nee te sê vir hierdie versoekings. Vir my is hierdie werklik 'n wonderlike vertroostende gedeelte in die Bybel. Ek lees hierin, omdat Jesus reeds die duiwel oorwin het, kan ek en jy ook teenstand bied teen die duiwelse versoekings. Saam met Jesus kan ons ook nee sê vir die sonde. Ons is nie uitgelewer aan die duiwel, asof die duiwel alle mag besit nie. Nee, alle mag behoort aan Jesus Christus. En selfs die duiwel is onderworpe aan Jesus Christus. Ons is nie marionette in die hand van die duiwel nie. Hy is nie besig om die touwtjies te trek en vir ons te sê hoe ons moet lewe nie. Ons is in die hand van ons Here Jesus Christus. En omdat Jesus in staat was om die versoekings te weerstaan, daarom kan ons nie net nie, maar daarom moet ons ook nee sê vir die versoekings wat oor ons pad kom. Hoe doen ons dit? Paulus noem nie om dowe neute, as hy in Efesiërs 6 vir ons sê, dat die deel van die geestelike wapenrusting wat ons kry, die aanvalswapen, die swaard, die woord van God is nie. Dit is ons aanvalswapen teen die versoekings wat die duiwel oor ons pad bring. Daarom is dit so nodig dat ons die Bybel ken en dat ons leer hoe om die Bybel reg te gebruik. Dat as die versoekings kom, dat ons al weet uit God se woord uit hoe ek daarop moet reageer. Jesus, so sien ons hier in Lukas, is te gelyk volkome God en volkome mens. En as mens is hy, net soos ons, deur die duiwel versoek om te sondig. Maar as seun van God, weet hy ook hoe om vir die duiwel nee te sê, hoe om die duiwel teë te staan. En omdat Jesus in staat was om dit te doen, omdat hy daar in die woestyn in staat was om vir die duiwel nee te sê, en omdat ons weet
dat Jesus die duiwel oorwin het, ook aan die kruis. Daarom raak dit vir ons moontlik om al hoe meer nee te sê vir sonde en ja te sê vir 'n lewe waarin God verheerlik word. Dis nie vir ons nodig om elke keer wat die duiwel 'n versoeking oor ons pad bring, daarvoor ja te sê, en vir die duiwel te sê, ons sal gehoorsaam wees aan hom nie. Ons kan vir die duiwel nee sê. Ek weet dit gaan nie altyd gebeur nie, ek weet dit is nie altyd moontlik nie, maar ons kan, soos wat ons groei in die Here, al hoe meer en meer vir die duiwel nee sê en ja sê vir 'n lewe van gehoorsaamheid aan God. Kom ons gaan oefen hierdie week hoe om dit te doen. Amen. Here, ons sê vir U dankie dat ons vir U kan aanbid as die almagtige God. Dankie dat ons kan bely dat Jesus Christus die duiwel oorwin het. Dat Jesus werklik die koning van die konings is en die Here van die Here, en dat alles ondergeskik is aan U. Here, U ken ons lewens, U ken ons diepste geheime wat ons het. Miskien is hier vandag iemand wat regtig worstel met een of ander iets wat hy weet of sy weet, nie tot eer van U is nie. Here, ons bring dit vandag na U toe. Ons bely dit voor U. Ons erken dat ons verkeerd is. En ons bid, Here, dat U vir ons die krag deur U Gees sal gee om meer kere nee te sê vir die duiwel en meer kere ja te sê vir U. Maak dit 'n lewenswyse, Here, waarin dat ons sal lewe op 'n manier dat U verheerlik word in alles wat ons doen. Ons vra dit van U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.